Goed, ons gaan maar die Sorat en Omdat reeks en ek het vir julle verduidelik waar gaan dit en vanaand kyk ons na die boeddhisme. Nou wat ek vanaand gaan doen is en wat die ritme is wat ons maar volg met hierdie reeks. Dus ons kyk heel eers net oorsigtelik wie is die boeddhiste, nee, wat maak hulle, wat glo hulle, waar kom hulle vandaan? Wat is die hoofdinge van hulle? Ons kyk so 'n bietjie waaroor verskil ons Christendom en boeddhisme, waar verskil ons? En dan omdat ons 'n Christen gemeenskap is, dan gaan ons na die Bybel toe en ons kyk wat sê die Here vir ons oor 'n bepaalde saak wat dan voortvloei uit wat ons dan nou leer van die boeddhisme. En vanaand gaan dit gaan oor volg my. Jy gaan sien hoe ons daarby uitkom. Want ons is nie hier om die boeddhistiese leer te verkondig nie, ons is hier om Christus se leer te verkondig. Nou ek gaan begin voor ons gaan saam lees. Jy kan slank oopblaai by Johannes 12. Gaan ek net gou vir jou verduidelik wie of wat is die boeddhiste. En dan lees ons Lukas 12 saam vanaand as ons teksvers. Nou die boeddhisme, gemeente, het begin ongeveer 2500 jaar gelede tussen Indië en Nepal. En as jy vandag kyk, dan is hulle omtrent 350 miljoen volgers wat hulle volg en 'n groot aantal volgers ook in die westerse konteks. Dus dit maak van hulle dan die 4de grootste geloofsisteem in die wêreld, kan ons maar sê. Omtrent 6% wat hulle uitmaak. Nou kan jy so met 'n grafiek sien van waar hulle lê. Hulle is daai wat in die pink is. Dis die boeddhisme. Nou waar dit begin, Siddhartha Gautama of die Boeddha soos hy bekend staan, was 'n prins in die Hindoe geloof gewees en hy het weggebreek van hulle af weg en hy was op 'n, soos die Engelse sê, 'n quest om sin in die lewe raak te sien. Hy was baie ryk gewees en hy het gesien hoe baie leed en pyn, suffering daar in die wêreld is en hy het gegaan op hierdie tog om sin in die lewe te kry en onder 'n boom, die Bodhi boom met 'n tipe meditasie wat hy gedoen het hy dan hierdie verligting gekry. En dit is ook hoekom hy dan bekend staan as die Boeddha, wat beteken die verligte een. Nou in die boeddhistiese geloof, en dis hoekom ons nie kan praat van 'n geloof nie, daar's geen God nie. Daar's geen God in wie hulle glo nie, dit is 'n etiese of filosofiese lewenstyl of praktyk wat jy naleef, en jy doen dit, want die gevolg daarvan, as jy dit reg doen, is nirvana. Dit is die hoogste vreugde of vrede wat jy dan kan bereik. En ons gaan later 'n bietjie terugkom daarheen. Daar's nie 'n geboorte of dood nie. Soos jy weet, glo hulle wel in die reïnkarnasie. Wat sê jy kom terug in die lewe in verskillende forme. Nou daar's 6 verskillende forme. Ek het dit nie eers vir jou opgesit nie, maar jy kan of as 'n mens weer terugkom of as 'n dier of as 'n tipe God dan nou, wat eintlik kontrasterend is met wat hulle glo dat daar geen God is nie. Nou wat is hierdie filosofie? Wat is hierdie etiese lewenstyl wat hulle volg? Hulle noem dit die Dharma. En dit begin by die 4 edelwaarhede wat die Boeddha se verligte leer dan nou is. En die 4 waarhede is: die lewe is een van lyding deur pyn, ellende, hartseer en onvervuldheid. Die tweede een is: alles is tydelik en verander gedurig. Ons ly want ons begeer dinge wat tydelik is. En kyk bietjie, hierdie goeters dis mooi goeters wat hulle sê. Dis regtig mooi goed. Om bevry te word, die derde een, van lyding, moet ons afsien van ons begeertes na die tydelike. En hierdie begeerte kan mens amper half gelykstel aan die definisie van sonde. En die vierde een is: 'n mens kan bevry word van begeertes deur die 8voudige pad te volg nie. En deur die 8voudige pad te volg, streef 'n mens dan na wysheid en morele gedrag en intellektuele dissipline. En dit word gekry dan deur meditasie en 'n regte manier van leef. Wat is die 8voudige pad? Ek gaan dit vinnig vir jou noem. Het gaan oor die regte siening, nee. Aanvaar hierdie 4 noble truths, wat ons nou genoem het. Het gaan oor die regte voorneme, vermy verkeerde begeertes en gedagtes, nee. Regte spraak, praat net die waarheid en wat goed is. Regte handeling, nee. Vermy immoraliteit, leuns, moord, drankmisbruik. En kyk bietjie na hierdie dinge. Ek seker jy kan teksverse opnoem in die Bybel uit wat dieselfde leer, nee, vir ons gee. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, nee. Vuil taal, maar nie uit jou mond kom nie, praat net wat goed en opbouend is. Moenie aan jouself aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan ons bandigheid gepaard. So jy sien in hierdie 8voudige pad is daar regtig mooi waarhede wat ons ook nastreef.
regte lewensonderhoud, nee, werk moet ander bevoordeel en nie benadeel nie. Regte inspanning, groei in volwassenheid tot universele liefde bereik word. En die regte aandag, wees oplettend, oordenkend en vry van begeerte of hartseer. En dan die laaste een is regte konsentrasie. Oorkom alle sensasie van pyn of plesier en betree 'n toestand waar bewussyn te bowe gekom is en nirvana, vrede en geluk dan bereik word. So hierdie staat van nirvana, dis die hoogste doel van boeddhisme, nee. En dit is, kan ons amper half gelykstel aan die Christelike konsep van verlossing, nee. Maar dit is hulle eie manier en interpretasie daarvan. Nou, boeddhisme, alhoewel dit 'n oosterse godsdiens is, word ongeloof is aanloklik, is aantreklik vir ons westerse kultuurmense, veral vandag. En daar's baie kom ons sê famous mense, nee, wat 'n boeddhistiese lewenstyl van hou, nee. En daar's 'n paar redes. Want boeddhisme pas by elke individu se behoeftes, nee. Die lering en die tegnieke kan vir elkeen individueel pas. Richard Kaustom was 'n Brit en hy het vir 'n tyd lank in Japan gewerk en toe het hy teruggegaan UK toe en hy het 'n groep begin, Soka Gakkai International. En kyk gou wat beloof Kaustom, ek kan dit vir jou lees. En dan kyk jy hoe aantreklik dit is vir ons westerse kultuur. You will develop a state of life in which your desires are completely fulfilled, which creates the maximum value and good fortune for yourself and your society, and which is powered by unshakable happiness and confidence, no matter what problems you may be facing. Nee, boeddhisme gee 'n plek vir byvoorbeeld ateïste, nee, of mense wat nie in 'n God wil glo nie, maar aan 'n godsdienstige wat 'n godsdienst wil aanhang, maar nie in 'n God wil glo nie. Dis 'n plek daarvoor, nee. Die Dalai Lama self het gesê boeddhisme is 'n soort ateïsme, 'n vorm van humanisme wat gerig is op die mens, nee, die self. Dan meditasie, en dink ons almal ken dit, wat baie aanloklik is vir ons westerse mense, wat wil wegkom van spanning en druk. En dan een wat baie belangrik is, en ek weet dis 'n baie groot vraag ook in ons gemeente, ons het dit by die ouderlinge ook bespreek, is die antwoord wat hulle gee, of die manier hoe jy kan wegkom van hierdie hele probleem van kwaad, nee, van lyding en pyn in hierdie wêreld. Is 'n aanloklike ding, want hulle sê, hulle gee 'n manier hoe om daarvan te ontsnap. So jy kan sien dat daar is groot, kan ons maar sê, groot ooreenkomste op die oppervlak, maar as jy diep ingaan, dan begin jy raak sien dat daar groot verskille is, waarvan die grootste is, dat boeddhisme gaan oor 'n lewenstyl. Christendom gaan oor 'n God, nee, dit gaan oor 'n teïsme, nee. Dit gaan oor God drie-enig en hy gee vrede in Jesus Christus. So Boeddha sal sê, volg my dharma, nee, volg my dharma. Want daaruit sal jy, soos hulle sê in die flieks, in Kung Fu Panda, nee, inner peace, sal jy inner peace kry. En dis iets wat jy nou al kan kry. Terwyl Jesus sê, volg my. So dit beteken, jy kan Boeddha uit die boeddhistiese sisteem uitvat, en jy gaan steeds die boeddhistiese leringe hê, maar jy kan nie Christus uit Christendom wegvat nie, want dan val dit plat, want Christendom is gebou op die hoof Jesus Christus, nie. En wat interessant was, is dat Boeddha moes uit hierdie wêreld ontsnap om hierdie verligting te kry, teenoor Jesus Christus wat in die wêreld ingekom het, om die boosheid te oorwin en die wêreld 'n beter plek te maak, en waarvan ons nou al iets daarvan kan raak sien. So boeddhisme is hierdie fokus op jouself, kyk na jouself, jy moet dit bereik, dit is jou verantwoordelikheid, en as jy nie goed genoeg doen nie, dan gaan jy terugkom as iets anders, en daar is nie sekuriteit daarin nie. Ek dink dis die groot ding. Maar God sê, jy kan dit nie self doen nie. Dit is onmoontlik. Iemand moet dit vir ons doen. Ons moet na iemand buite onsself gaan soek, wat regverdig gelewe het, wat volmaak is, God self. En hy is die een, en hy sê, volg my, nee. Verlossing en vrede lê in my, en ek gee dit vir elkeen wat glo. So, as ons kan vat, ons het gekyk vanaand na boeddhisme, wat dit is, en ons het gekyk na wat hulle leerstellings is, en een spesifiek is, Boeddha sê, volg my leerstellings, volg my lewenstyl, hierdie etiek wat ek voorskryf, volg dit, jy sal vrede hê. Jesus sê, volg my en jy het vrede. En kom ons kyk vanaand uit die woord uit, nee, wat beteken dit, dat Jesus sê, volg my?
Wat se beginsels is daar wat hy vir ons gee? En dan as ons maak ons klaar vanaand met die laaste gedeeltetjie wat net sê is, hoe praat mens met 'n Boeddhis? Selfde wat ons gedoen het toe ons na die Islam gekyk het. Kom ons lees Johannes 12 vers 1 tot 8 en 23 tot 26. Op vele plekke in die Bybel sê Jesus, volg my. Ek onthou my intreepreek hierso wat het gegaan oor volg my. In vers 23 tot 26 sê Jesus dit baie duidelik, en in vers 1 tot 8 gaan ons beginsels neerlê vir wat dit beteken om Jesus te volg. Kom ons kyk daarna. Vers 1. 6 dae voor die Paasfees het Jesus na Betanië toe gekom waar Lazarus, wat uit die dood opgewek het, gewoon het. Daar het hulle vir Jesus 'n ete gegee. Martha het bedien en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n half liter egte, baie duur nardesolie gebring en het op Jesus se voete uitgegiet en sy voete met haar hare afgedroog. Die hele huis is deurtrek met die geur van die reukolie. Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai, sê toe, waarom is hierdie reukolie nie vir 300 silwermuntstukke verkoop en die geld vir die armes gegee nie? Dit het hy gesê, nie omdat hy hom oor die armes bekommer het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die beursie gehad en het van die bydraers gevat. Toe sê Jesus, laat staan haar. Sy moes dit hou vir hierdie dag om my te salf vir my begrafnis. Die armes het julle tog altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd nie. Vers 23, wat later, dan sê Jesus, daarop sê Jesus vir hulle, die tyd het gekom dat die seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle. As 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. En hierdie laaste gedeelte is ons fokusgedeelte ook dan vir vanaand se prediking. Nou jy het nou gekyk na die boeddhisme en jy gaan nou vanaand sien hoe ons glo teenoor hulle leerstellings. Dit gaan baie duidelik uitkom. Uit dit wat Jesus sê oor hoe ons hom moet volg en hoe hy die lewe aanpak. Nou kom ons begin hiermee. Om Jesus te volg, en jy moet nou my mooi volg vanaand. Wat ek wil iets vir jou probeer verduidelik nie, is heeltemal teen jou as mens se natuurlike instink. Want hier staan, jy moet jouself verloon. Jy moet doodgaan in jouself sodat jy kan lewe. En daai konsep dryf in teen elke liewe greintjie van my en jou se natuurlike instink. En hierdie hele idee sien ons baie in die Bybel. Hierdie hele dis 'n omgekeerde agterste voor onderste bo tipe taal waarvan die Bybel praat wat vir ons koppe wil dit nie lekker vang nie. Goed soos jy moet jou lewe verloor om dit te ontdek. Wees laaste, dan is jy eerste. Gaan laag af en dien, dan is jy hoog in God se oë, nê. As jy wil ryk wees, moet jy arm word, nê. Ons sien heeltyd hierdie kontras en dit dreig in of dit dreis in teen my en jou natuurlike instink. En hier is die ding. Wat vir jou as mens natuurlik lyk of dit jou kan doodmaak en jou lewe kan uitroei, gaan vir jou die lewe gee. Kom ek verduidelik dit vir jou met 'n voorbeeld. As jy op die Zambesi rivier of op die Oranje rivier, ek was 2 weke terug op die Oranje rivier met 'n wonderlike roeitrip gewees. En wat gebeur is as jy by 'n stroomversnelling kom, waar daar hierdie maalgate is of kolke is en jy boot diep om, dan is dit baie moontlik dat daai maalgat jou insuig onder die water in. Nou wat baie keer gebeur is jy probeer stoei teen hom, gaan hy jou doodmaak. Maar as jy los en net die water sy gang laat gaan, dan spoeg hy jou 'n entjie verder weer uit. En dis die lewe, die rede hoekom ek dit sê is dit wat vir jou lyk, nee, daai maalgat wat vir jou op daai stadium lyk of dit jou dood gaan beteken eventueel jou lewe as jy nie self jy probeer red nie. En dis presies wat ons sien ook as ek hierdie voorbeeld gebruik, so gepaste voorbeeld wat juist wys dat dit wat van nature lyk of dit jou dood kan beteken, dit wat Jesus hierso sê, gaan dood in jouself.
dit lyk vir jou na jou dood, beteken eintlik jou lewe en red jou. So wat Jesus van ons verwag, sal vir jou natuurlike instinkte lyk, soos die dood van vryheid, opinies en potensiaal. En tog is dit die geboorte, van jou regte potensiaal, vreugdes en vryheid. So Christus gee vir ons hierso 'n paar beginsels na aanleiding van die teks oor hoe hy wil hê dat ons hom moet volg. En nou hierdie dood-lewe dinge gedagte, want dit staan baie mooi ook daar oor die koringkorrel. Ons gaan nou bietjie daarna kyk. Eerste 'n ding wat ons leer hierso uit hierdie gedeelte van Maria oor wat dit beteken om Jesus te volg, is sien af van jou trots. As jy kyk wat Maria gedoen het hierso, gaan elke liewe ding wat sy gedoen het in teen die kultuur van daai tyd en dit het mense se oë net so laat staan. Maar wat het sy gedoen? Paar dinge. Sy het ingekom en sy het Jesus se voete gewas en gesalf. En nou weet julle in die konteks van daai kultuur was dit iets wat in sekere kringe beled was om selfs deur 'n slaaf gedoen te word, Sekere kringe het slawe dit gedoen, maar in ander kringe is hulle beled om dit te doen omdat mense voete jakkie was in daai tyd. Dit was nie 'n goeie ding of mooi ding om van iemand te verwag nie, dit was verkleinerend geweest. Sy het haar hare losgemaak. Vir 'n vrou om in die publiek dit te doen, was 'n groot skande geweest. Jy het nie jou hare gewys nie, Vrouens het dit nie gedoen nie, dit het mense se oë laat trek. En dan sy nie net haar hare losgemaak nie, sy het dit ook nog afgedroog, Sy het nie een of ander Woolies of Kolibri handdoek gehad om dit te doen nie. Sy het haar hare gevat en dit is ook 'n skande geweest in daardie tyd, En die vraag is, Maria, wat doen jy? Wat doen Maria hierso? Sy is besig om haar trots te sluk en vir Jesus te sê, U is die belangrikste bo enigiets anders en wat ander mense of ek self dink van my. Jesus, ek weet wie U is. U verdien al die eer wat ek kan gee. Niks is te laag vir my nie. Ek sal so laag afgaan omdat U die eer moet kry, omdat U gedien moet word op so 'n manier. En totdat jy dit besef, totdat jy besef dat God vir jou, hoor baie mooi, niks skuld nie en jy hom alles skuld, kan jy hom nie volg nie, want dan staan die eie ek in die pad daarvan en dit is vir jou beter om jouself te dien as vir Jesus Christus. So die eerste ding wat jy moet kan sê is, Here, U skuld my niks. Ek is alles aan U verskuldig, U het alles vir my gedoen. So dit gaan oor die sluk van trots en selfloosheid. Dis die eerste beginsel wat ons hieruit kan kry. Die tweede ene gaan oor die regte motivering vir hoekom jy volg. Wat is die motivering, Wat is die ding agter, wat is die dryfveer agter hoekom jy vir Jesus volg, Want dit is nie net belangrik wat jy doen nie, maar ook hoekom jy dit doen. Want jou motivering, kom ek stel dit so, beteken alles of jy 'n morele, godsdienstige persoon is, wat dinge doen net om vir Jesus tevrede te stel, en of jy hom regtig volg. As jou motivering, die is van wat Jesus genoem het, in vers 8, as dit jou motivering is, dan is dit die regte motivering, Maar ek glo binne in ons kultuur, sien ek dit baie keer, hoe ons verkeerde motiewe of motiverings gebruik om Christus te volg. En ek wil vir jou net 3 noem vandag, wat ek dink in die pad staan van hoe ons volg, en hoekom ons Jesus volg. Die eerste ene is, die hele idee van nostalgie. Jy volg hom oor nostalgiese redes. Jy het in 'n Christenhuis groot geword, en dat is goed, jy gaan kerk toe, jy is so geleer, en is reg, So jy volg Christus, en jy gaan kerk toe, omdat dit reg voel, en as jy dit nie doen nie, dan voel dit nie reg nie. Of, jy wil 'n deal maak, 'n bargain met die Here. Jy wil Jesus volg om 'n deal met hom te maak, en dan is dit anders, of dan het jou gebede en jou denkwyse het 'n as of 'n sodat aan. Want dan gaan jy sê, Here, ek sal U volg as U my seën. Here, ek doen dit sodat ek geseën kan word. Of jy doen dit, jy volg hom baie mooi en reg, soos wat die Bybel vir jou sê, maar in jou agterkop weet jy, dis sodat wanneer daar moeilikheid in my lewe inkom, dan gaan ek sê, Here, maar ek volg U, U moet my nou hierso seën. Ons bargain. En die laaste ene, gaan oor skuldgevoel. Jy volg hom net uit skuldgevoel uit as motivering. Jy wil vir jouself en God oortuig dat jy waardevol en spesiaal is, en dan doen jy 'n klomp godsdienstige dinge in hierdie lewe om jouself te oortuig dat jy spesiaal is en waardevol is
Maar dan mis jy die punt, nê. So Maria het dalk nie daar besef presies hoekom sy dit doen nie. Maar as Jesus dan antwoord en mooi verduidelik, nê, dan sien ons dat Maria iets gesnap het hier wat die disippels eers heeltemal later gesnap het in hierdie lewe. Sy het gesnap dat hy iets vir haar gaan doen. En sy is baie dankbaar daarvoor. Dis asof sy sê, Here, ek weet nie presies wat u gaan doen nie, maar ek besef dat u iets vir my gaan doen en dit oorweldig my. En weet jy wat is dit? En Jesus gee die antwoord hierso. Haar motivering is, die dryfveer vir jou om Jesus te volg, is Christus se dood en opstanding. Sy het hom gesalf vir sy begrafenis. En dis die motivering wat jou van binne af verander en maak dat jy redes het om vir Jesus te volg. So hou op sê, asseblief julle, hou op sê, goed soos, ek moet dit en dit doen, sodat ek deur Jesus aanvaar kan word, want Christus sê vanaand vir jou, my seun, my dogter, jy is klaar aanvaar, ek is lief vir jou. As jy Jesus Christus se dood kan onderskei, en as dit die motivering is, as dit jou warm maak van binne af, dan verander dit jou, en kan jy nie anders as om hom te volg. As jy nie toelaat dat die Gees jou wakker maak om hom te volg nie, dan is jy iemand wat jouself gaan agteroorbuig om hom te volg, maar dit gaan jou moeg maak, van dit kom nie van binne af nie. Kom ons vat 'n voorbeeld. Vat 'n stuk staal wat gebuig is, as hy so gebuig is, en jy wil hom daai kant toe buig. Jy kan probeer, maar dit is baie waarskynlik, of dit is, die kans is goed, dat daai staal gaan breek, as jy hom aan die ander kant toe buig. Maar as staal warm gemaak word, dan buig jy hom in die rigting wat jy hom wil hê. En dit is die voorbeeld wat ek wil gebruik hierson, is laat Jesus Christus se dood en opstanding as die motivering dien, want is dit wat jou warm maak, wat jou verander en jou hervorm. En dan volg jy Jesus Christus vir die regte redes. En omdat jy hom volg en omdat hy vir ons kom wys hoe om te lewe, dan verander jy die wêreld in 'n positiewe plek, anders as byvoorbeeld die boeddhis wat ons nou vanaand gehoor het, wat wil ontsnap, van dit wat kwaad en lelik in die wêreld is. Sien af van jou trots, nommer 1, nommer 2 is die regte motivering, nommer 3 is God soek alles wat jy het. Hy soek alles wat jy het. Want daai parfuum, as jy mooi gaan kyk, was 'n hele jaar se inkomste gewees. Nou verbeel jou gou, jy is so lief vir iemand dat jy, en dink aan jou inkomste wat jy kry, die hele jaar sin, vat en net so vir iemand gee, omdat jy so lief is vir hom. En dis wat Maria doen hierso. En Judas aan die ander kant is so, is dit nie 'n bietjie 'n vermorsing hierdie? Dit maar, as jy kyk wat Christus verwag van ons en wat hy ons leer, dan as dit kom by opoffering, is niks te groot as dit kom by toewyding aan Jesus Christus nie. 'n navolger van Jesus gee alles. En hier's 'n mooi voorbeeld om vir jou dit te verduidelik. Daar's 'n paar verhale as Christus die koninkryk vir ons verduidelik. En baie keer dan vertel hy vir ons van 'n man wat 'n kosbare skat in 'n land gekry het, of 'n man wat parels koop, en dan kry hy hierdie baie kosbare parel. En dan verkoop hy alles wat hy het met 'n groot vreugde, en hy soek al een parel. Of hy verkoop alles wat hy het, en hy koop 'n stuk grond waarop die skat is, wat om dit te kry, is oortref alles in waarde. En dink hieroor. En sluit aan by hierdie hele ding van doodgaan en iets beters kry. Om Jesus Christus te volg, kos baie dinge, en wat Jesus sê is, as jy verstaan wat my dood beteken, sal niks vir jou moeilik wees om te los, of weg te gee, of afstand van te doen nie, want dit wat jy kry is soveel groter en beter. Jou houding teenoor aardse besittings byvoorbeeld, daardie staf wat jou laat veilig voel, en waarin jy jou sekuriteit soek, moet vir jou iets anders laat instel, want te sê, maar, daar is iets groters, en ek wil dit hê. Hierdie man wat die parel gekry het, hy het met 'n vreugde sy goeders laat gaan, want hy weet wat hy kry. So om Christus te volg, gaan jou kos, jou alles. Daai verhouding, waarin jy staan, met iemand wat in jou pad staan, om Jesus Christus te volg, deur daai verhouding plat te sit, of af te sê, gaan vir jou meer waarde wees, want jy gaan in 'n regte verhouding staan, in 'n baie beter verhouding met God. Daai sekuriteit waarin jy so vashou, daai dinge wat jy sê, maar ek hierin voel ek veilig, maak nie saak wat dit is nie, as jy afstand doen daarvan,
as jy dit neersit. As Christus vir jou belangriker raak, dan kry jy 'n baie beter sekuriteit by hom, wat baie langer duur, en wat baie beter is. Wil jy nie daai mens wees nie? Ek is seker jy wil. Want dit gaan jou kos. Die laaste beginsel wat ons hierso kry is, gee jouself. Nee, God soek nie net ons staf nie, hy soek jou alles. Hy soek jou hele hart, siel, verstand, moet hom volg, nee. Om Jesus te volg is soos 'n saad wat in die grond val, koringkorrel. En kyk weer dieselfde. Daardie saad dink, hierdie waterige grond waarin ek val, beteken my dood. Maar dan weet ons wat gebeur met 'n saad. Dit skiet. Dit gee lewe, veelvoudig, nee. En wanneer daai saad doodgaan, dan blom dit, dit gee lewe. Die waterige graf wat jy gedink het jou einde is eintlik jou begin en van iets soveel beters en groters. En dis hoekom Jesus hierdie ding sê. Hierdie ding van die koringkorrel, hoekom hy dit noem? Want dit is presies wat met hom gebeur het. Dink bietjie aan sy graf. Hy het dood gegaan, nee. Maar dit was nie die einde nie. Deur sy dood het hy veelvoudige lewe gebring vir jou. En dis hoekom God wil hê dat ons moet, soos daai koringkorrel, doodgaan in onsself. Want as jy doodgaan in jouself en jouself gee, alles, dan kry jy die lewe. Matteus 10 vers 39, Lukas 14. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Kyk wat sê Lukas 14, dit is harde woorde, maar ek beklemtoon dit wat geonderstreep is. As iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, en sy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders, broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. God soek jou hele lewe. Hy vra vanaand, uit hierdie gedeelte, sluk jou trots, volg my. Gaan dink bietjie, wat is hy motivering vir hoekom jy Christus volg? Hy soek alles wat jy het. Hy wil laat niks in die pad staan van dit, van 'n pad wat sê, maar ek volg vir Jesus Christus. En die laaste ding is, hy soek jou. Hy soek dat jy in die grond val. Iemand wat sy lewe bo Christus liefhet, sal dit verloor. Inteendeel, hy vernietig eintlik sy lewe. Maar die wat Christus liefhet bo sy eie lewe, hy kry dit. En kyk daai mooi woorde in vers 26. En God sal jou eer. Hoe mooi is dit? God sal jou eer as jy minder maak, as jy doodgaan in jouself, in die grond val en 'n beter lewe soek in Jesus Christus, gaan God jou eer. En wat meer as dit wil jy hê? Hierdie hele Christelike lewe, want dis wat dit beteken om 'n Christen te wees, kan saamgevat word in volg my. Want dit gaan oor om Jesus Christus te volg. En vanaand het ons uit Lukas, ek bly vas by Lukas, by Johannes 12, 'n paar beginsels neergesit, net daar soos hulle. Net van wat dit beteken om Jesus Christus te volg. En ek glo jy kon ook sien in hierdie gedeelte, hoe anders dit is as die dharma van 'n boeddhis. En kom ons kyk net laastens vanaand, maak ons klaar, ons het nou gesien, wat beteken dit om Jesus Christus te volg, en kom ons kyk, hoe kan ons hom ook volg, en hoe ons met boeddhiste in 'n gesprek kan tree, wat moet ons houding wees teenoor hulle, wat is die tipe gesprekke waarin jy kan betrokke raak, wat is die tipe benaderings wat jy kan volg, om te sê, maar, het jy al hier aan gedink, die heel eerste ene, hierso, is, nader hulle met groot respek vir hulle tradisie. Is amper 500 jaar ouer as die Christen geloof. En nie respek af. Bepaal wat die klem is van so 'n persoon se lewenswyse, want hulle onderskei op 'n paar maniere. Is dit filosofies, is dit kultureel of is dit mystiese boeddhisme? En gesels dan vanuit daardie hoek uit. En as jy dit wil doen, laaste punt, ken die boeddhistiese geloof. As jy dit wil doen, ken die boeddhistiese geloof. En die gedagte hiermee is, broers en susters, is dat as jy iemand het by jou werk of wat jy van weet wat 'n boeddhis is of wat Boeddha se leringe volg, is dat jy jouself sal ingrawe, want daai persoon is verlore, want daar is net een waarheid en daai waarheid en die vrede en die lewe is in Jesus Christus. So los dan alles
en gaan kyk wat is die boeddhisme en begin in 'n gesprek tree met daai vriend van jou. Derde punt, hê respek vir die verlange wat hulle het na vrede, rustigheid en selfbeheersing. Maar erken dat daai verlange totaal gedraai is om jouself en ons het gesien wat beteken dit as ons self ons probeer red, ons kan nie. Ons kan dit nie konstant volhou nie. En ek dink dis 'n groot leemte wat in die boeddhisme is. En die laaste ene, soos ek gesê het, ken hulle geloof. Gaan grawe jou in daarin. Dit is 'n groot voorreg gewees hierdie week vir my om op YouTube en op die internet en in al my boeke hierdie geloof te kan ontdek en te sien wie hulle is en wat hulle doen. En net 'n paar benaderings waaraan jy kan dink om met hulle te praat. 3 dinge wil ek vir jou noem. Dinge waaroor mense met die boeddhiste kan praat om hom of haar anders te laat dink, is om te vra, wil jy regtig so baie tyd spandeer om van jou begeertes weg te kom, waar jy net dat Jesus Christus deur sy gees jou begeertes kan verander om heilig te wees. En dan moet jy dit doen, en die spesifieke ding wat ek hierso sien, en dis iets wat ons kan leer by die boeddhisme, is hoe getrou hulle dit doen, en hoe getrou hulle dit navolg, en hoe ek dink, as almal boeddhiste was, sou dit 'n baie wonderlike plek gewees het. Maar, as ons maar net ons Christendom kan uitleef, omdat Jesus vir ons gesterf het, kan hierdie wêreld waarin ons leef 'n totaal ander plek wees, maar ons doen nie. So begin dit doen. Tweede ding is, omdat ons in 'n stikkende wêreld leef, jy kan nie wegkom van hierdie pyn en leed nie. Maar is dit nie beter om die wêreld 'n beter plek te maak, dis 'n benadering, as om dit te ontvlug nie? Nou, ons het dit genoem in die begin, Boeddha het weggegaan uit hierdie wêreld uit in 'n trance meditasie ding om die leringe te kry. Christus het in die wêreld ingekom, Ons praat van die inkarnasie van Jesus Christus. Hy het kom tent opslaan en hy het vir ons kom verlossing gee en kom wys hoe om te lewe, En dieselfde ding kan jy vir hom vra. Is dit nie beter om die wêreld te verander as om net 'n selfsugtige ek wil wegkom hiervan af te hê? En die laaste punt waar 'n mens met 'n boeddhis kan praat, is om te sê, liewe boeddhis, jy volg 'n wyse man wat nooit gesê het hy is God nie, maar wat 'n lewenswyse aanbied. Christene. En hierin kan jy vashou ook. Volg iemand wat aanspraak maak dat hy God is, wat 'n Christelike lewenstyl aanbied en ewige verlossing. As Jesus sê hy is wie hy is, kan ek en jy dit met die grootste liefde en met die grootste respek en met die grootste waardering aanvaar dat hy God is en dat daar 'n historiese man is wat gesê het hy is Jesus Christus en wat God is en wat sondes vergewe en wat vir jou die ewige lewe gee, sodat jy kan vrede hê in hom. Amen. Is daar iemand wat iets wil toelig, iets sê wat jou getref het hieroor, of iets wil uitbrei hierop prakties, wat kan ons prakties doen in ons lewe om hierdie ding verder te vat? Is daar iemand dalk wat iets wil noem? Ek gee altyd die geleentheid. As daar iemand is wat dalk iets wil sê daaroor, dan is daar nou 'n geleentheid daarvoor. Andersins gaan ons daarna saam bid. Is daar iemand dalk wat iets wil sê hieroor, wat wil uitbrei, praktiese ding wil neerlê? Jy's baie welkom. Absoluut, dankie Mosie, verseker, dit gaan oor om in 'n verhouding met iemand te wees, sy vriend te word, intentioneel sy vriend te word, om met hom te deel hieroor. Dankie Mosie, baie waardevol. Nog iemand iets sê? Michael, wat lekker hard asseblief voor. Ja. Michael sê, deur juis vir Jesus Christus te volg, wys jy juis vir daai ou wat in die boeddhistiese geloof staan, of wat ook al mens dit noem, wys jy juis vir hom hoe Jesus Christus lyk, wie hy is, as ons dit probeer nastreef, so wat ons gesê het, maar kom ons doen dit net, want dis wat van ons verwag word. Dankie. Nog iemand iets toelig hiersom? Ek moet sê, in hierdie hele navorsing, kom ons agter, mens moet, dis nie mekaar. Jy moet baie mooi gaan kyk, dit is nie so eenvoudig, daar's baie meer aan die boeddhistiese geloof, wat ons vanaand genoem het, dit is 'n ryk geloof. Mens moet mooi gaan dink. Nog iemand iets deel?
Dan gaan ons hierso stop vir vanaand. Dankie vir almal se bydraes. Waardeer dit baie. Kom ons gaan nou in gebed gaan en waar ons ook vir die Here dan vra om ons te lei en hoe om hom te volg. Ons almagtige God en Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand in hierdie aand net weer dinge kan sien wat U reg deur die Bybel nog altyd af vir ons vra, is om in U te glo en agter U aan te stap, minder te maak van onsself, meer te maak van U. Vader, ons wil dit kom bid vanaand en ons wil dit voor U voete kom neerlê en kom vra dat U elkeen van ons wat vanaand gekonfronteer is met hierdie boodskap, dat ons daai trots wat ons het, wat maak dat ons skaam partykeer vir U. Here, dat ons daarvan sal afsien, want daar's iets beter as dit. Vader, U self sê dat as ons vir U skaam, dan gaan daar 'n dag kom wat U self vir ons gaan skaam. Help ons om hierdie selfloosheid, hierdie minder maak van onsself, meer maak van U, om dit regtig te leef en nie net te sê nie, maar dat dit dade sal word. Vader, ons kom dankie vanaand en ons wil sing daaroor en ons wil met hierdie gedagte huis toe gaan, dat wat ons ook al doen, dat ons motivering dit sal wees, U kruisdood en U opstanding. Dis dit wat ons warm maak, dis dit wat ons dryf, dis dit wat ons motiveer. Vader, en kom werk in ons harte vanaand, dat as daai dryf nie daar is nie, dat ons vir onsself sal vra, of ons regtig glo in U wat gesterf het vir ons sondes en opgestaan het. Here, want dit wat ons sê, dit wat ons doen, verklap hoe ons dink oor 'n saak. Vader, ons bid dat elkeen van ons onsself sal gee vir U. Dat ons sal sien hoe U as 'n koringkorrel in 'n stuk grond geval het en dood gegaan het, maar veelvoudige lewe gegee het. En dit is waarop die Christen geloof geskoei is. En ons volg U, omdat U vir ons daai verlossing bewerk het. En ons dank U daarvoor vanaand. En ons prys U naam. Ons kan nie anders nie. Ons vra en ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus Christus, agter wie ons wil aanloop elke liewe dag. Amen.